Mariet, baie welkom by Twee Rigting. Dankie Philip, ek is bevoorreg en ek is so 'n bietjie senuweeagtig. Jy? Ja, ek sit mos altyd aan die ander kant van die mikrofoon. Maar ek moet jou sê, ek dink jy gaan binne 5 minute vergeet. Ek dink ook so. Want ons gaan net kuier. Ja. Mariet, ek dink ons moet begin by die dogtertjie. Ek begin altyd daar en ek dink mense raak al verveeld met my inleidingsin. Vertel my van die dogtertjie, waar sy vandaan kom en hoe haar paadjie oral geloop het. Maar dit is tog hoe ons die mens gaan leer ken. Anders val ons net hier in die middel. Met die groot mens in. Waar is hierdie mens se storie? Ja. Vertel my 'n bietjie, waar het jy groot geword? Weet jy, dit was in Pietersburg wat nou Polokwane is. Ja. En dit was destyds 'n baie klein ou dorpie. En my pa was tandarts daar. O. Ja. En ek was verskriklik gelukkig as 'n klein kind. Ek het in 'n baie liefdevolle huis groot geword met 'n ouer boetie van 5 jaar. En hulle het my gruwelik bederf, die klomp dink ek. Wow. En ek moet sê, mens kom mos, as jy groot mens is, dan kom jy mos agter daar's 'n patroon. So ek moes as volwassene 'n bietjie uit die patroon van die klein sussie klim. Is dit? Ja, maar ek gaan nou weer terug na die kindertyd. En dit was net 'n liefdevolle huis. Ons het baie aandag by ons ouers gekry. En ek dink dit was 'n goeie basis, want die een ding wat ek mag gedoen het was vra. Wow. En ek dink dit is hoekom ek op die ouend by die journalistiek uitgekom het. Want daar's nooit geraas oor 'n vraag nie. Dit is aangemoedig. Kon jy groot goed bevraagteken? Ek dink as jy klein is, bevraagteken jy nie groot goed nie. En ek dink ook, ek het 'n aanvoeling vir wanneer goed nie bevraagteken moet word nie. En my ma se gesondheid was baie swak al die jare. So daar was in die huis enerzijds die beskerming van die dogtertjie wat nou die kleintjie was, en aan die ander kant 'n beskerming van my ma, want sy het hart- en niermoeilikheid gehad haar lewe lank. Ek het baie gou ook geleer dat dit beter is om haar nie te ontstel nie, want as iemand hartprobleme het, dan moet jy nie te rof te kere gaan nie. So dit het in 'n sin tog dan ook weer 'n beperking geplaas op hoe jy jou kan uitleef. Ja, definitief. En hoe eerlik jy kan wees. Ja, ek dink my broer het dit nie altyd so ervaar nie, maar hy was 5 jaar ouer en sy het 'n beroerte gehad, 'n koroner gehad, toe ek so na die einde van die laerskool se kant toe gestaan het. En toe gaan hy uit die huis. Maar ek het baie, dink ek, dit was tog maar 'n tema, om te sien hoe my pa haar beskerm het, en ook emosioneel. Ja. Jy weet, en probeer dinge rustig hou. En is baie interessant. Ek en jy het nou nog gepraat oor, voor ons begin opneem het oor dat party mense is empate. Ek is nie 'n empaat nie, maar daar is tog mense wat meer sensitief is as ander. En dit kom definitief in my ma se lyn van die familie af. En jy uit by jou ook geland? Ja, en ek dink kinders leer dit van die begin af. So jy het daai aanvoeling, jy kyk maar hoe lyk die dinge vandag, en vandag moet jy jou liewer maar gedra, want die ander persoon is broos. Ja, dit kan natuurlik so ver gaan, soos dat jy 'n baie onvolwasse mens moet bestuur. En die verhouding moet so 'n mens moet bestuur. Maar hierdie was nou iets anders. Hierdie was iets anders. My ma sy was baie volwasse, en sy het nie gehou van die rol van persoon wat nie gesond is. So sy het dit partykeer weggesteek, laat sy nie lekker voel nie. Maar jy weet, 'n mens jy raak sodat jy kan aan iemand se oë sien of hulle nie lekker voel nie. Jy kan dit agterkom. Ja, so ek dink daai was definitief 'n bepalende faktor in my grootwordtyd. Leef jou ouers nog? Nee, hulle is lankal oorlede. Is dit? Het sy 'n moeilike afsterwe gehad as gevolg van? Sy het 'n beroerte gekry. So, en my pa is dood in 'n vliegongeluk toe ek 21 was. Dit
dit was 'n baie Dit is vreeslik. ja, dit was 'n rowwe ervaring daar. Goeie genigtig. Ja. Heerlik. Ek is jammer om dit te hoor. Al is dit nou soveel jare later, dit gaan sit mos maar vas iewers seker, né? Jette. Maar ek wou nou na iets toe teruggaan. Nou hoop ek nie ek ontspoor hierdie gesprek te veel, dan ons nie kan progressie maak om jou te leer ken nie. Maar dit was vir my interessant dat jy opgemerk het dat jy die klein sussie moes ontgroei. En wat daarin jou patroonmatig seker ontwikkel het. Wil jy ietsie daaroor sê? Ek het nie baie duidelikheid daaroor nie. Dis net iets wat ek agtergekom het. Is dit? Want ja, ons was 'n baie hegte gesin. So mense het gesinsgrappies en sulke goed. En toe ek nou 21 was en my pa val weg, toe kom ek agter dat jy weet nou verander die rolle mos. Want ek het dit nou op my geneem en vandag besef ek dis nie so 'n goeie idee nie om emosioneel na my ma om te sien. Want hulle was verskriklik gelukkig getroud. So dit was nie partykeer is dit vir mense verligting as hulle lewensmaat verloor. Dit was nou nie een van daai nie. Van daai kere. So ja, so ek het en omdat sy altyd ek dink aan die Engelse woord frail. Sy was altyd frail, al wou sy dit nie wees nie. So ons het maar almal na haar omgesien. En en toe het ek skielik maar op 21 besluit, nou moet ek my deel doen hierso. En ek het eers jare later agtergekom, mens kan nie verantwoordelik wees vir ander mense nie. So dit was ook 'n les wat ek moes leer. Ja. So jou vraag, daar het die dogtertjie dink ek besef, ek moet nou 'n ander rol aanneem. En ek dink nie ek is die enigste een wat ooit in so 'n situasie probeer om die volwasse rol aan te neem en die ander persoon te mother nie. En ek het ook besef daai werk nie. Dis hy. So een volwassene kan nie regtig vir 'n ander verantwoordelikheid neem. Nee. Maar dit klink nie of jou ma dit verwag het van jou nie. Nee, sy het nie. Dis net asof jy was nou jammer. Ja. En jy het nou gevoel sy het die ondersteuning nodig en iemand moet nou oorneem waar jou pa nou die aflosstokkie aangegee. Ja, en jy weet my broer het die finansiële funksies en al die uit 'n klomp ander funksies oorgeneem. Ja. En toe het ek gedink ek wil ook iets doen. Ja. So mens kry jouself baie keer in situasies wat nie nodig is nie, maar jy groei tog in die proses. Ja, gaan ons glo mos maar dis so 'n soort van 'n ethos in ons nasie ook van diensbaarheid en kyk of jy kan help. Jy moet verantwoordelik wees. Ja. Jy moet die bure help. Soveel te meer jou eie mense. Ja. Leef jou broer nog? Ja, gelukkig. Is dit? Is julle na aan mekaar? Ja, ons is baie na aan mekaar. Hy woon ongelukkig in die Kaap, so hy's bietjie ver. Is 'n lekker vakansieplek. Ja, is 'n lekker vakansieplek. Hy en sy vrou is baie gasvry. En ons sien hulle baie graag en ja, ek is baie dankbaar vir hom. Ek dink dit is baie anders as jy die enigste een is wat oorbly van jou gesin. Of 'n enigste kind. Ja. Ek voel so skuldig daaroor dat ek net een kind het. Jette. Dit is nie reg teenoor 'n kind om so iets te doen nie. Dit is regtig nie reg nie. Toe, nou wil ek dit eers hoor. Uiteraard, jy was in journalistiek en is nog steeds. En ek wil nou hoor hoe dit gebeur het. Maar ek gaan hom van die agterkant af begin. Toe die inperking kom, toe sien ek op Facebook Rooi Rose groet. En ek het onmiddellik aan jou gedink. En toe dink ek, jette, hierdie vrou kom nou voor 'n uitdaging wat ek tevore al gesien het, met my gewese vrou se suster, wat die redaktrise was van George se koerant, en hulle het gesluit, en sy moes net eenvoudig kreatief wees, en vir haarself 'n potjie krap, en het in die journalistiek gebly, en is vandag nog daar, en is werk hard, en is baie kreatief, maar toe het ek het gedink, ek wil net vir jou sê, jou sterkte, want ek weet, dit gaan nie maklik wees, maar ek weet jy sal kan, ek weet net jy sal kan, want jy's 'n gesoute joernalis. So vertel my nou, hoe het dit gekom dat jy 'n joernalis geword het? En dan uiteindelik wil ek weet, wat het in jou gebeur, die oomblik toe daai tydskrif sluit? Ja, weet jy, Philip, dis ook interessant, my pa het van kleins af vir my gesê, ek moet skryf eendag, want ek kan skryf. Wow. So hy het my aangemoedig. Aan die ander kant weer,
het ek geweet my ma is 'n baie privaat mens en ek het my leestande geslyp op mense soos Audrey Blinnow. Ek weet nie of jy ooit Audrey Blinnow Ja, gelees het. ek het die rooi granaat gelees. Ja, Dis nou al. ja. Dan sal jy weet Audrey Blinnow het van haar eie lewe gedeel. Ja. En ek het toe ek jonk was, toe het ek gedink, hoe doen 'n mens nou hierdie? Want jy weet sy deel so van haar eie lewe, maar dit sou nie ideaal wees in my omstandighede nie. Maar my pa het bly daarop hamer en gesê kyk, jy moet eendag skryf en toe het ek kommunikasiekunde studeer hier by Universiteit van Johannesburg hier om die hoekie hier by ons. Ja. En dit was 'n ander tipe kursus deesdae as deesdae. Ek meen deesdae weet ek jy spesialiseer baie meer as destyds. Maar ons het een van die dosente gehad wat ons so eendag uitgevra het oor die nuus, jy weet die harde nuus. En ek het net besef ek weet bitter min daarvan en hy het met ons geraas en gesê as jy nie weet hierdie weet nie, dan kan jy nie 'n joernalis word nie. Toe dink ek, okay, nou moet ek dit maar seker op my maag skryf. Maar ek wou eintlik 'n tydskrifjoernalis word. Ja. En my pa het ook gesê as ek klaar studeer het, kan ek huis toe kom. Hy sal my 'n jaar lank onderhou dat ek kan leer skryf. Hy wou hê ek moes fiksie skryf. Jo. Maar ongelukkig toe is hy oorlede voor ek klaar studeer het. Ja. En ja, toe die dinge nou anders geloop. Maar lang storie kort, ek het gaan skool hou en toe is ek en Gerry Snyman, my eksman, is ons in Duitsland gewees vir 'n ruk wat absoluut fantasties was. Toe het ek teruggekom en toe het ek kinders grootgemaak. Ek was 11 jaar 'n huisvrou. Jo. En in 'n stadium het ek toe begin bietjie vryskut werk doen vir tydskrifte en 'n paar stories skryf, weet fiksie stories. En toe het ek op die ouen by Rooi Rose beland. Toe is ek voltyds daar aangestel en dit was soos 'n droom wat waar geword het. Ja, dis wat jy wou wees. Dis wat ek graag wou wees. So mense drome kan tog waar word. Al dink jy het nie al die kwalifikasies nie. Jy het dit gehad. Jy het dit gehad. Genigtig. Toe wat het jy geskryf? Ek meen ek gaan nou vir my dom hou, nê? Want ek neem aan daar gaan 'n mens of twee wees wat dalk nooit die Rooi Rose gelees het, veral mans. Ja. En wat het jy daar Jy sal jou verbaas, destyds toe ons gesluit het was wel volgens die inligting wat ons gehad het was 25% van die lesers mans. Is jy ernstig? Nou die mans wat dit lees sal altyd vir jou sê jammer dit lê daar op die tafel is my vrou se. Dit is 'n lieg. Ja. Weet jy dit is die wonder van 'n vroue tydskrif. Dit gaan van wat in die kombuis gebeur tot ek wil sê wat in die slaapkamer gebeur. Ja. Dit raak gesondheid, dit raak mode en skoonheid en dekor en sielkunde en 'n klomp ander goed. Ja. En ek het gefokus op die persoonlike groei. Ek was baie gelukkig om 'n redakteur te hê. Ek het 2 wonderlike redakteurs gehad. En Martie Pansegrou onder wie ek die meeste van die tyd gewerk het. Sy het ons gelos laat ons nis vind. Jette. Wat 'n wonderlike Wow. manier van bestuur van haar was. Jy weet sy het gekyk en as daar nonsens was het sy ingetree, maar sy het jou die voordeel van die twyfel gegee. Ja. So ek het baie gehou van persoonlike groei en sielkunde en ek het toe daar begin werk in 2000, toe was ek 40 wat 'n bietjie van 'n ouer intree is, intrede in die loopbaan. En daai tyd was die tydskrifwese het 'n bloeitydperk beleef. Dit was 'n dik tydskrif. Ons het baie artikels gehad. En ek was toe in die wonderlike situasie om te kon skryf nie net oor sielkunde nie, wat vandag is dit baie meer in daai rigting, maar veral oor die liggaam-sielterapie. Ja. Jy weet die goed onder andere uit die ooste waaroor baie mense hulle oor rek. Ek dink dit was 'n baie goeie lewensonderrig vir my om te kan kyk na 'n hele klomp uitkyke van die ooste na die weste en te sien waar lê die gemeenskaplike drade. Ja. Want dit Het jy dit maklik gesien? Of het dit jou so rukkie geneem? Ek het baie tyd gehad om dit te sien. Jy het baie tyd gehad om te sien. Want ek wil net kom hierso en sê ek het mos ongelooflik gesukkel om dit te aanvaar. Is dit? Ja, ek is mos vriende met Toby. En Toby volg ons boeddhisme. Ja. En ek kon dit nie uitstaan nie. Ja. Dit het so gebots met my westerse manier van dink. Ek praat nie nou oor godsdiens of
dit is die duiwel of soos wat ons... Nee, ek verstaan wat jy bedoel. Ek het net nie gehou van hierdie vreeslike losmaak en jy moet van jou emosies losmaak en so nie. Ek het dit nie reg verstaan nie. Maar dis nou my storie en ek het agterna en vandag nog baie mense ontmoet wat so daaroor voel. Dis waarom ek jou vra, hoe vinnig het dit in jou gebeur dat jy oop was hiervoor en die waarde daarvan ontdek het. So jy sê jy het baie tyd daarmee Ek het tyd gehad. besteed. Ek het seker 10 jaar gehad wat ek regtig kon kies waaroor ek skryf. Ja. Ek kan nou nie presies onthou wanneer het die tydskrifwese onder druk begin raak nie, maar mettertyd het dit onder druk geraak. So. Ek dink is maar soos die internet aanbiedings toegeneem het. En toe was daar minder geld vir advertensies beskikbaar vir die tydskrifte en toe moes ons meer begin bietjie terugsny oor waaroor ons skryf. Waaroor skryf julle toe? Hoe red mens so 'n tydskrif? Sjoe, ek dink dit was nie regtig 'n kwessie van hoe red jy dit nie. Die oorhoofse firma het heeltyd gesê kom ons dink aan maniere om geld te bespaar. So ons het almal geweet daar, jy weet dit gaan nie so goed as wat dit lyk nie. Ek dink almal het maar 'n onderliggende angs gehad. Ja. Maar ek dink wat by ons gebeur het en ek kan nou net praat vir die Rooi Rose redaksie in my eie waarneming. Ja. Daar was 'n ongelooflike klomp kundige mense op daai redaksie. Ja. Baie, elke persoon 'n absolute kundige op hulle gebied. Ja. So wat jy gedoen het jy net na die beste van jou vermoë gedoen. Dis hy. So as jy nou 1 artikel skryf plaas van 2, dan moet dit net regtig goed wees. Ek verstaan. So die tydskrif kon nie meer so dik wees nie. Is dit letterlik wat dit is? Ja. Om drukkoste te bespaar. Ja, ja, daar's altyd 'n rasio gewees van advertensies tot kopie en ek het nie altyd, jy weet, ek het nie regtig insig in hoe dit uitgewerk is nie. Dit is meer die redakteur en adjunkredakteur en so aan wat daai goed uitwerk, saam met die mense bo. Maar jy kon nou sien dit het gekrimp. Dit het gekrimp. Maar so skryf jy toe die sielkunde. Was dit nou maar omdat jy 'n sensitiewe kind was dat dit jou getrek het om oor die binnewerke van 'n mens te skryf? Ja, dit was nie net sielkunde nie. Ek dink daar was 'n goeie dosis sosiologie ook. Wat my altyd geïnteresseer het en dit was gesprekspunte in my grootword gesin, is hoe mense goed hanteer wat op hulle pad kom. Ja. My ouers sou graag praat oor uitdagings wat mense voor te staan, die mense kom voor die uitdagings te staan en hoe hanteer hulle dit. Of sekere goed wat mense se motivering kon beïnvloed het. Daar was nogal diep gesprekke toe ek groot geword het. My ma was 'n maatskaplike werker, so ek dink dit het 'n groot rol gespeel. Verstaan dit. En my pa was geïnteresseerd in die human condition. Hy het verskriklik gelees oor goeters en op 'n stadium sielkunde gedoen, sielkunde 1 ten minste by Unisa net. Omdat hy geïnteresseerd was. Ja. Okay, so dit lê 'n bietjie in jou DNS. Ek neem so. Om te dink oor die binnewerk. Is jy vandag nog so? Ek is nuuskierig vir oor die mens. Jy is ook. Ja, baie. Baie. Toe ek 'n pastoor in die AGS was, het ek soms kritiek gekry van gemeentelede wat vir my gesê het, jy gee sielkunde lesings en ons wil die Bybel hoor. Dis interessant. Ja, sê ek, die Bybel is maar net weer die siege van daai mense. Ek het maar 'n manier om dit gevind. Maar ja, die filosofie en die sielkunde was ook vir my baie belangrik. Eers later jare. Die antieke letterkunde van die Midde-Ooste en so van die antieke Midde-Ooste en nabye Midde-Ooste het later 'n groot belangstelling geword. Maar dit was nie regtig aanvanklik nie. Hoe werk 'n mens? Net soos jy. Dit was vir my 'n baie belangrike ding. So toe jy hoor die Rooi Rose gaan nou nie voort nie. Vertel my net bietjie wat het regtig in jou kop en in jou hart aangegaan. Ek het nou baie moeite gedoen om dit te probeer vergeet. Grawe ek ou trauma op. Ek spot blou, Philip. Nee, weet jy, ek was 20 jaar daar en ek was 60 toe dit gesluit het, 2020. En ek moes in elk geval nou vir jaar aftree. En ek het van hier 2015 af het ek 'n vreeslike behoefte gehad om iets te skep op die internet. Ek het aanvanklik gedink 'n plek wat soos 'n tuiskoms kan wees vir jonger mense.
Want ag ek ken nie vreeslik baie jong mense nie, alhoewel ek kinders het, maar mense mos nou nie soveel, hulle is groot mense, ek het nou nie soveel met hulle en hulle vriende te doen nie. Maar ek het gedink die wêreld is so uitdagend. Ja. En partykeer is daar net mense wat nie weet waar moet hulle hulp kry of waar moet hulle 'n bietjie steun kry. Ja. So ek het in 2015 hierdie groot begeerte gekry om 'n platform te stig waarop jong mense miskien net kan inligting kry oor as ek hierdie probleem het, kan ek daai hulpbron gebruik. So. Maar dit het toe nou maar so niks van gekom nie en toe in 2020 was dit vir ons die hele redaksie 'n geweldige verrassing is in my kop altyd 'n goeie ding. Hierdie was net 'n skok. Ja. Want dit was ons het nog 2 uitgawes dink ek amper uitgegee na die inperking begin het, as ek reg onthou. En toe word vir ons gesê ons moet op 'n maandag by 'n Zoom vergadering betrokke wees. Dit was my eerste Zoom vergadering ooit. Oh. En toe val die byl nou by daai vergadering en ons arme redakteur het ek agterna uitgevind van die Vrydag tot die Maandag moet daai wete loop dat die firma het gesê hierdie klomp tydskrifte word nou toegemaak. Ja. So dit was 'n geweldige skok. Maar ek het onmiddellik besef dalk is hierdie 'n geleentheid om te doen wat ek so graag, want in 2015 toe ek hierdie vreeslike behoefte ontwikkel het ek 'n aanlyn kursus by 'n Amerikaanse vrou gedoen oor hoe werk 'n aanlyn besigheid. En dit was 'n baie duur kursus en ek het agterna gedink wat het my besiel om van my spaargeld te gebruik om van hierdie kursus te koop en dit deur te werk. Ja. En toe het ek gedink, goed, miskien kan ek dit nou gebruik. So ek het toe nou weer deur die kursus gewerk. En ek dink wat 'n groot genade was omdat ek vas aangestel was, het ek 'n pakket gekry. Okay. Ja, en dit ons gee het so 'n bietjie spasie. Dit het spasie gegee, dit was 'n genade en die ander ding is ons het ook van hierdie daar was mos 'n fonds tydens COVID gewees wat na firmas toe gegaan het. Wat ek kan nie sy naam onthou nie. Ja, ek onthou ook nie. Ons het 'n bietjie daar Ja, ook geld gekry, so en my kinders het onmiddellik ingespring toe ons hoor die tydskrif sluit. Ja. En gesê hulle gaan my help om iets op die been te bring. Jette. Ja, Dis wonderlik. dit is wonderlik om goeie kinders te hê. Ja, dit en is. skoonkinders of skoonkind. Ja. So wat gebeur het in 2019, 'n jaar voor dit het ons adjunkredakteur het Annelie Diedericks het die visie gehad om potgoeie of podcasts in te lei by Rooirose se aanbieding. Ja. So sy was daar tyd 'n bietjie vooruit daar. Ja. En ons het dit begin doen en ek was deel daarvan. So dit het nog 'n deur oopgemaak. My genade. So die dinge het mooi. Dit was daarom nie finansiële benoudheid gewees nie. Van ek gaan nou môre nie 'n salaris hê nie dit en dan was genadiglik nie dit nie. Ek moet jou sê die vryskutte het nie daai wonderlike vangnet gehad nie. Heerlikheid. Ja. Ja, ek hoop maar hulle is almal okay. Ja, ek moet sê die paar waarna ek nou dink het regtig moeite gedoen om ander werk te kry, net ander werk of die mense wat op kontrakbasis was, van hulle het ook hulle eie ding gedoen. So ek dink daar's 'n paar goeie inspirerende stories. So hoe trek jy nou toe los? Wat het jy toe nou gesê? Okay, hier gaan ek nou. Ek het eers gedink mense moet 'n konsep opstel. Ja. So ek het toe daai selfe konsep behou van om 'n plek te kry waar mense hulp en inligting kan kry en hulpbronne, maar ek het dit op die ou end vir die hele ouderdomsgroep oopgestel, nie net vir jong mense nie. En ek het eers weer gaan die aanlyn kursus wat ek gekoop het wat jy lewenslank reg het daarop het ek weer deurgewerk. Ja. En toe ek onthou toe as joernalis, omdat ek veral gewerk het in die persoonlike groei afdeling, nie net daar nie, maar hoofsaaklik daar, het mense baie keer dan sê hulle vir my hulle moet 'n sielkundige gaan sien. Wie kan ek aanbeveel? Of hulle moet 'n lewensafrigter gaan sien. Wie kan ek aanbeveel? So toe ek besef daar's 'n behoefte. Ja. En ek meen daai tyd het ons nie geweet die tydskrif gaan weer oopmaak nie. Dis reg. En van die ander tydskrifte het ook van 'n maand na 2 maandelikse uitgawes beweeg. So ek het gedink miskien
word daar nou 'n gaping geskep deur die bedryf wat die tydskrifte altyd eintlik gevul het. Ja. Jy weet dat daar nou 'n behoefte gaan ontstaan. En toe het ek baie lank gedink, hoe gaan ek dit doen? Want vir my is die lekkerste ding, is heeltemal selfsugtig, dit is om met 'n kenner te sit en vir hulle uit te vra oor goed. Lekker. Jy weet dat mens hoor hoe werk, sê nou maar 'n sielkundige terapie, of hoe werk hulle benadering tot sekere persoonlike groei uitdaging of wat ook al. Ja. So toe het ek gedink, dit wil ek graag bly behou, en dit kan mens dan met 'n pot gooi doen. Ja. En my skoonseun en dogter en my eie seun het gesorg dat ek klanktoerusting kry. Wow. So. Toe begin jy net. Wel, Want dit het uiteraard het jy gevat. heelwat mense geken seker, né? Dis die netwerk is die ander voordeel wat mens het as Ja, jy. Ja. joernalis is. Ja. So jy het baie mense geken en jy het net besluit, goed, ek nooi hulle en nou is jy al hoe lank besig om dit te doen? Ek het begin in Februarie 21 het ek geloods, want ek het so 9 maande gevat om net my konsep uit te werk. En een uitdaging was om dit lonend te maak finansiëel. Ja. Want dit in my kop help dit nie om inligting teen betaling te sit op die internet nie. Ek weet daar's mense wat daarmee geld maak. Ek het nie kans gesien nie. Ja. En ek dink ook die ouens wat hulp nodig het in verhoudings of in ander goed wat skeefloop, is nie noodwendig mense wat geld het om elke maand R100 te betaal om, jy weet, vir toegang tot inligting nie. Ja. So ek het besluit ek gaan die mense wat blootstelling kry, gaan ek 'n fooi vra. Okay. En dit het 'n ruk gevat om van die grond af te kom. Dit is nog besig om te sneeubal, maar dit gaan al hoe beter. Dat mense my nader en sê hulle is bereid om teen 'n fooi, ek het 'n vasgestelde fooi, kry hulle die pot gooi, hulle kry al die blootstelling wat daarmee saamgaan, en partykeer gaan dit oor in 'n artikel vir 'n tydskrif, want ek vryskut nog vir tydskrifte. Ja, skryf jy weer vir Rooi Rose? Ja, ek was verskriklik baie gelukkig dat ek weer kon skryf vir Rooi Rose. Ja, dit is lekker. Ja. Nie op dieselfde manier nie, want daar's 'n klomp vryskutte betrokke. Maar ek geniet dit verskriklik. Lekker. So wat gebeur op die oomblik in hierdie potgooi van jou, vir jou persoonlik? Want jy stel nou mense aan kenners bloot, kenners aan die mark bloot, en hulle kry 'n mark deur jou, jy bemark hulle eintlik. Maar wat gebeur in jou deur so week na week besig te wees hiermee en werklik met die mense binnewerke te werk? En dan nou vanuit op hierdie vlak, dat dit nie die mense met hulle probleme is wat met jou kom praat, so jy leer ken hom nie van daai kant af nie. Jy leer ken dit van die oplossingskant af. Wat doen dit vir jou? Voor ek jou vraag antwoord, wil ek net sê, ek praat partykeer met mense wat die probleme het. Is dit so? Ja. Ek het nou byvoorbeeld net laasweek 'n potgooi vrygestel met iemand wat borskanker gehad het en sy het nou graad 4 beenkanker wat nie genees kan word nie, en haar pad. Ek het gesien, ek het nou vergeet dit. So ek praat ook met mense wat self deur hierdie probleme gaan, as hulle bereid is om te deel, en natuurlik as hulle gegroei het daardeur. Want jy wil nou nie net die slegte nuus versprei nie. Jy wil ook sê, hierdie persoon sê dit is wat hulle geleer het en dit is wat hulle nou help. So wat gebeur in my? Ek dink ek wil nou eintlik 'n bietjie selfspot en sê daar's altyd 'n spertyd betrokke, so Daar gebeur niks. Hoekom mense dit so aan jouself doen? Daar's altyd angs betrokke, gaan ek hierdie spertyd haal. Maar nou ja, dit tersyde gestel, dit was maar altyd so. Ek dink dit is 'n geweldige voorreg. Jy doen presies dieselfde met twee rigting. Jy kan op 'n diep vlak met mense praat oor hulle dinge. Want jy het nou die deur is oop om die vrae te vra. Hulle het gesê, goed, ek sal hier kom sit, ek sal met jou praat. Ja, en weet jy dat partykeer deel mense met my sulke sensitiewe goed dat ek dit uit-edit. Sonder om vir hulle toestemming te vra. Dat ek hulle wil beskerm. Teen inligting wat hulle van my gegee het oor mense na aan hulle, byvoorbeeld. En so mense maak maklik oop. Ek dink dat 'n behoefte om dit te doen. Of baie mense het. Daar's mense wat te privaat is om dit te wil doen. Ek stem met jou saam. Ek dink om 'n veilige ruimte te kan skep is altyd, jy doen dit baie gemaklik. Dit is vir my 'n waarna ek streef.
En ek wil net sê ek het baie bewondering as jy mense se sensitiewe inligting uitedit. Ja, mens moet. Ja. Ek doen dit ook. As ek met iemand praat en na die tyd sê hulle vir my, daai wat ek gesê het, haal dit uit, dan haal ek dit uit. Ja, Ek doen dit net klaar. ja, daar's nie 'n kwessie. Daar's nie vrae gevra nie, vra nie, mens doen dit. Want ek voel hulle moet voortleef. Hierdie is nou vir my 'n episode. Maar daai mense moet met hulle kinders of hulle lewensmaat of so moet hulle leef. En hulle het so 'n verligting gekry deur te praat daaroor, maar dalk nie besef wat die langtermyn gevolge is daarvan dat dit nou op die wye web is nie. Ja, dis presies So dit. ek haal dit uit, dan skakel ek hulle dan sê ek, hoorie, ek het daai stukkie uitgehaal. Is dit oukei? Dan sê hulle dit het my gepla en ek het gewonder en baie dankie. Hulle is maar tog bly. Ja. Nee, Dat ek dink mense is doen. goed om dit te doen. So ek dink dit is 'n geweldige voorreg om in so 'n situasie te kan wees waar mense bereid is om te praat. Ja. Kyk, vir die kundiges met wie ek praat, is dit nie so sensitief nie, want hulle praat oor die werk wat hulle doen of Dis oor wat hulle bied. Ja. Maar ek het ook 'n afdeling op my webwerf wat artikels is, so dit is vir die ou wat lees. Dit gaan oor van hierdie onderwerpe, of ek het wat ek noem up close and personal, waarvan jy ook een het. Ja. Wat ek vir hulle 8 vrae stuur Ja. wat met hulle te doen het, en dan antwoord hulle dit. Dis En partykeer stuur hulle mooi foto's soos wat jy gemaak het. dis lekker daai. Ja, want in my kop, as ek myself gaan blootstel aan 'n sielkundige of 'n ander kundige, mediese persoon, wie ook al, en ek het so 'n bietjie van 'n idee, sy's getroud of sy's geskei, sy het 2 kinders, sy het al kanker gehad of sy sukkel self met perfeksionisme of wat ook al. Dan gaan ek mos meer vrymoedigheid hê om na daai persoon toe te gaan. Dis reg. So dit is eintlik die Ja. idee. Ja. En al die jare wat jy nou in hierdie veld skryf, het jy self baie groei beleef sonder dat jy besluit het om dit te doen. Kyk, ek sal byvoorbeeld, as ek nou dink aan my eie lewe, daar was goed in my lewe wat my so gepla het dat ek boeke daaroor gaan koop het in die ou dae. En dit deurgewerk het, kruisbeen met 'n pot koffie, regtig deur dit geploeg het. Maar daar gebeur baie goed mos sonder dat mense dit beplan. Sien jy net, wow, daar's 'n skuif, ek het verander, my kop werk anders. Hoeveel daarvan gebeur met jou en kom jy agter dat dit so is? Ja, ek dink definitief so. Dit is nou maar weer eens die voorreg as jy so oop deur het. Ek meen in die ou dae as jy gesê het rooi rose woeps, dan gaan daai deur oop. Dis ja. Jy weet. Ja. So ek het spesifiek mense gevra. As ek probleme gehad het met kind grootmaak, het ek mense gaan soek wat my kan help daarmee. Want dan sê hulle ek wil 'n artikel skryf vir rooi rose oor hierdie. Ja, natuurlik. En dan vra ek my vrae. Wat? Ja, en ek dink dit baat albei partye, want dan praat ek sommer namens die leser. Dis reg. Ja. Goed, so nou gee jy my 'n wenk. Met ander woorde, jy het eintlik die goed wat jy mee geworstel het ook op die tafel gegooi en so was jy verteenwoordiger vir absoluut. ander mense. En jy kon daai vrae baie vanuit die plek van sukkel. Kon jy dit vra, ja. Jy's nou, ek is nou jammer om dit nou te sê, maar jy's nou net 2 jaar ouer as ek. So ons is mekaar se makkers. Ons is in 'n gegeewe stadium van die lewe waar ek sekere goed ervaar wat ek maar wonder of ander mense op my ouderdom dit ook ervaar. Is daar vir jou iets op hierdie ouderdom van 'n ek het tuis gekom, baie dinge sal nog verander en daar's altyd weer ontwikkeling, maar as jy so oor die algemeen na jouself kyk en dink, hoe voel ek vandag, en dan voel jy maar, ek is nogal gemaklik met wie ek is. Beleef jy dit ook? Ja, nee, absoluut. Ek moet sê, ek het van 40 af, ek het op 40 begin werk by Rooi Rose, en toe het die wêreld op 'n ander manier oopgegaan. Ja. Jy weet, ek onthou, ons redakteur Liesel de Swart daai tyd, wat 'n baie besonderse mens is. Sy sou goed uitwys waaraan ek nooit eers gedink het nie. Soos goed wat mans en vroue verskillend behandel word. Ja. Jy weet, ek was 11 jaar 'n huisvrou, so dit was kombuis, kerk en kinders. En toe
kom sit ek aan hierdie redaksievergaderings en dan is my oë net so groot as ek hoor waaroor praat hierdie klomp. En dan kom jy agter, ja, die wêreld is baie anders as wat jy gedink het met jou beperkte leefervaring. Ja. So, nou het ek my vraag vergeet. O ja, jy het gevra van of mens groei. So ek dink op daai tyd op daai stadium het ek al baie begin groei. Ja. En dan het ek hierdie nuwe moontlikhede ondersoek en soos ek sê van die ooste na die weste en allerlei maniere. En die ander ding wat mens agterkom is ek dink partykeer, ek weet nie of dit verband hou met ouderdom of met iets, ek dink dit hou met ander goed partykeer verband, dat jy 'n baie sterk sin het van ons en hulle. Ja. Jy weet ons doen hierdie so en dis reg en hulle doen dit so en sê reggie. Moenie dit doen nie. En daai, omdat ek met soveel mense gepraat het my bietjie geslyp om te sê, hierdie ou doen dit anders, maar dis nie verkeerd. Nee, dit is nie verkeerd nie. En 'n mens dink, jy kom uit daai denkraamwerk uit. Dan word jy weer met nog 'n vreemde iets of 'n vreemde groep gekonfronteer, dan moet jy van voor af daarmee. Jy moet van voor af begin. Worstel. Ons is daar maar net baie sterk geneig evolusionêr om te identifiseer met die bekende en die vreemde is 'n bedreiging en die krokodilbrein sê net nee. Ja, die krokodilbrein is baie mooi. En dan bots ons. Ja, en jy dan, sê dit baie mooi, dis 'n goeie naam vir hom. En dan is dit net nee. Ja. En vir my het ek toe ek in hierdie liewe Melville kom bly het. Dit het my verander. Van daai streng AGS pastoortjie, dinge werk net so. En die duiwel is in elk geval baie gevaarlik en hy's oral. Veral in goed wat oulik lyk, is hy. Ja. En kom bly ek in Melville en ek ontdek dat mense vir geen God of Gees respek het nie. Hulle doen wat hulle wil en hoe hulle voel. En die tarot cards is baie belangriker as die Bybel. So, het baie meer inligting vir hulle wat bruikbaar is. Ja, jy kry skok op skok op skok. Om nie te praat van, het was nog 'n akteur, wat ons sangleier was hier in Melville. Nou het ons hierdie, wat hulle sou noem, 'n funky kerk in die Mixer Theater. Ons het 'n rock, jazz, Christian band gehad. Dit was woes, ons musiek. Dit was regtig woes. En dit was 'n akteur wat die sang gelei het. En een Sondag toe daar gaan nie op nie. En ons wil begin. Ons kan nie sing nie. Wat nou? Ek hardloop na sy kothuis toe. Ek maak op, hy staan in sy slaapklere. Hy sê vir my, ek het nie gedink om vanoggend te kom nie, hè. Ek sê, ekskuus, jy het 'n ooreenkoms? Ja. Hy sê, ek het nie gevoel ek wil nie. En hy sê, ek volg my hart, hè. Maak hy so. Wie dat die kunstenaars en die vrydenkers en die mense in hierdie dorp het vir my gewys. Hulle gaan nie eers nadat ek hulle daarop wys dat hulle nie op die tussen die lyne loop. Dit begin doen nie. Hulle sê net ek wil nie, ek gaan nie, ek het nog nooit besluit ek gaan nie. Dit was my grootste leerskool. Om te ontdek daar's mense wat sê alle konvensie is vir my jammer, ek stel nie belang nie. Dis vir my iets wat ek nie wil doen nie. En hulle het nie daarvoor respek nie. Ja, dit was hoes. So ek het so 'n groeikurwe gehad in Melville met daai ding van ons en hulle. En ek het later besef, ek het ook sulke uitbreeknikke in my, wat ek al die jare onderdruk het, en ek het toegelaat dat die reëls my belyn. En toe het ek ook daaraan begin vrye teels gee. Ja. Ja, ek dink vir my is dit 'n deurlopende projek. Ja. Ek sien nog elke week iets baie rigied in myself raak. Is dit so? Ja. Ek hou daarvan dat die koppie so staan. Ja. Jy weet. Ja. En dit partykeer dan dink mens goed gee vir jouself nou vandag maar 'n bietjie vryheid want jy weet dit is nou nie so belangrik vandag nie, maar ander dae dan dink ek as 'n ander ou dit anders doen, het ek nou die reg om, wel die reg, dit is nou nie goed om in daai lyn te gaan nie, dit maak nou weer ander probleme oop. Maar laat ek nou maar my koppie so sit. As daai as sy koppie so wil sit, laat hy nou maar sy koppie so sit. Dis hy. So jy ook 'n bietjie van 'n perfeksionistiese streek. Ek het 'n baie slegte perfeksionistiese streek, ja. Ek kan net vir jou sê high five. Ja. Selfde. Ja. En is dit nie vir jou ook sleg dat ons het groot geword daarmee om hierdie goed te vier? Perfeksionisme was oulik. Jou ouers was trots op jou as jy baie trots, ja.
dit was vir my die storie. Ons is pak gegee, en ek is nie besig om vir jou te jok nie. Kyk, ek het in angs groot geword. Letterlike atmosfeer van angs. Met 'n pa wat 'n ma gehad het, wat as hy by die huis kom na skool, as 'n laerskoolseentjie, en sy speelgoed was nie als op hulle plek nie, en my ouma sy hele kamer ontruim, en alles in die asgat gaan gooi. Dan moet my pa, wat 'n klein seentjie is, elke ding wat in sy kamer was uit die asgat uit gaan dra, want hy is 'n slodderkous. So het hy groot geword. Nou kan jy dink hoeveel angs het hy gehad. En hy het dit net so op ons kom neersit. As my pa by die huis instap, is ons gespanne. Want dan wonder ons watter laai is so eentjie oop. Dan roep hy ons al vier en sê hy wie daai laai oopgelos. Dan weet ons nie watter laai praat hy van nie, want jy maak 'n parallax fout, jy kan nie sien nie. En as hy nou sy tirade gevoer het oor ons as barbare, want hy het seker etikette op ons gesit. Dan uiteindelik dan sê hy, wys my watter laai dit is. Dan moet ons nou dan wys hy okay pa daai. Dan weet ons nie wie het dit gedoen nie, dan kry al vier van ons pak. Elkeen 3 houe. So toe word ek 'n geweldige perfeksionistiese seentjie. Toe word dit so wonderlik dat toe ek standaard 5 is. Toe vertel my ma vir my, oom Ronnie en tannie Henry het, nou dis 'n pastoor gewees, wat saam met my pa studeer het die gekuier vanoggend en pa het vir hulle jou kamer gaan wys wat so netjies is. Toe word dit my identiteit. Was dit 'n ding om van ontslae te raak? Watter pad het jy daarmee gestap? Sjoe, dit is nou moeilik om te dink of dit presies dieselfde was. Ek weet, en dit is 'n ding waarmee ek nog steeds stoei. Ek het groot geword, as mense kom, dis mense. Die huis moet netjies wees. Ja, nee, ja. En jy weet, en dit is 'n moeilike ding. Ek sukkel nog om daarvan ontslae te raak. Ek het altyd, toe ons kinders tieners was, het ek gedink, jene, ek wil so ma wees, dit maak nie saak wie inkom en wat hulle kry om te eet en hoe dit lyk nie, dit moet okay wees. Ja. Maar ek het nooit uitgekom daarbey nie. Nee. Ek dink wel ek is vandag 'n bietjie meer ontspanne. Maar jy weet 'n mens kry naderhand 'n bietjie van 'n ander teenpool vir hierdie storie. Want toe ek en Gerry getroud was, hy het wat ek eendag gehoor het, jy het 'n fees mentaliteit. Jy kan 'n fees vier. Ja. So jy dek 'n verskriklike mooi tafel en jy maak hierdie wonderlike kos. Ja. En dan kry die mense die voordeel. Dit is net 'n bietjie van 'n ander manier om te sê, hier kom mense, soos ek groot geword het, as daar mense is, hulle moet nou die beste kry. Dis reg. Ja. Maar ek wou vir jou dit sê, my het dit nou so geword, waar dit my identiteit was, en as jy by my aankom en alles is nie perfek nie, het ek minder gevoel. Ja. Ek verstaan daai 100%. Ek het gevoel as fout met my. Ja. En mense gaan dink as fout met my. Ek is nie 'n tip-top mens nie. Presies. Nou is dit so, dat ek kan myself die vryheid gee. Ek verkies altyd orde, maar daar het baie, en ek gaan nie nou in die detail ingaan nie, maar daar het baie verslapping gekom. Ek kan nie myself meer as 'n mens bestempel wat dinge heeltyd perfek hou, maar as baie goeie orde, veral in sisteme wat moet werk. Maar wat ek agterkom is, daar's nou 'n balans tussen, wanneer ek gasvry is, moet dit vir die mense lekker wees. Ja, presies. En dit het nie gewyk nie. Dit moet vir hulle lekker ervaring wees. Ek het hulle verwag, ek het dit vir hulle lekker en mooi gemaak, en so aan. Maar ek dink regtig nie meer daaroor, of hulle dink ek is oulik nie. Ek hou baie daarvan hoe jy dit uiteensit, dis baie duidelik. My dogter het vir my gesê, toe hulle uit Londen kom kuier 2 jaar gelede, die 3de oggend wat ons eet, toe sê sy, pappa, hoekom eet ons by 'n lelike tafel? O. Toe besef ek het 'n ruk gelede besluit, tafeldoeke en hierdie getafeldek en goed is nou uit. Die huis is klaar mooi, die objekte wat op die tafel staan is reeds die dekor. So ons sit net aan, op die hout. Toe voel ek bietjie sleg, toe besef ek dis nie vir haar lekker nie. Sy het my nie so geken nie, sy het nie, toe begin dek ek die tafel vir ontbyt. Met mooi tafeldoek en ons. Maar toe het ek vir myself gesê, wow, jy het eintlik daai toets geslaag. Daar's nie meer daai obsessie nie. En 'n ander ding is, met kreatiewe mense, jy wil mos heeltyd die huis skuif en goed rondsleep en so aan. En nou dat ek oud word, wil ek nie hê, ding moet op 'n ander plek loop staan nie. Hy moet staan waar hy staan. Dis interessant.
Ja. Ek kan nie vir jou verduidelik waarom dit so is nie, maar dit is net, daar's iets van ek hou van die stabiliteit. Hierdie huis lyk nou soos my ouma's en elke jaar by ouma's huis, soos Kersfees, daar kom lekker dieselfde as laas jaar. Ja. Daar's iets Nee, daarvan. ek is skuldig aan daai. Ek hou daarvan die goed staan op hulle plek en ek skuif nie eintlik. Skuif nie. Ja. Ja. En tog is dit pragtig en mooi, maar jy vind die plek en dan moet hy daar wees. Ja. Kom ons gaan 'n bietjie na dieper goed toe as jy kan sien. Jy kan altyd sê nee. Ek en jy sit al twee hier as mense vandag wat deur 'n egskeiding is. Nee. Ja. 'n Egskeiding het 'n bepaalde impak op 'n mens. Wat is die goed wat dadelik in jou gedagtes opkom? As ek vir jou vra, watter impak het egskeiding op jou menswees gehad? Ja. Ek dink die een ding wat baie moeilik was en daar's waarskynlik baie mense wat daarmee kan hulle vereenselwig, is soos iemand dit eendag so mooi gesê het, jy trou nie om te skei nie. Ja. En ek het baie geworstel met die morele aspek daarvan. Want jy weet, dit is nie, ek wil nou nie in geloof ingaan nie, want dit speel ook 'n baie groot rol, maar ook is dit nie soos jy groot geword het nie. En ek was gelukkig in die opsig dat my ouers het nie meer geleef nie, want dit sou vir my ma baie moeilik gewees het. My pa se kop was baie oop, hy sou nie 'n probleem gehad het daarmee nie. En dan, dit is die morele aspek. Die ander ding wat presies op dieselfde vlak lê, is dat jy kom die mense te na wat in jou gesin is. Jy weet, dit is vir jou maat baie moeilik en dit is vir jou kinders, jy ontwrig en ontspoor daai hele idee van gesin. Ja. Aan die ander kant weer het ek deur die jare gegroei om te besef 'n mens het 'n reg op geluk. Ek was 51 toe ons geskei is en ek het op 50 besluit ek wil anders leef. Mense groei partykeer uit mekaar uit en ek het besluit ek wil nie alleen oud word nie. So daar kom partykeer 'n bietjie gesonde selfsug dink ek by jou besluite in. En gelukkig is ons vandag in die situasie waar dit kan gebeur. Daar is steeds, ek is seker daar's steeds baie gemeenskappe waar dit glad nie kan gebeur nie. So ja, maar dit is 'n ontsettende swaar, dis seker die swaarste ding wat ek ooit gedoen het. So dit beïnvloed 'n mens geweldig. Ek het regtig ook verwag dat mense gaan baie negatief reageer en ek was absoluut verstom oor mense se aanvaarding van die situasie. Was dit 'n maklike egskeiding in die sin van gesprek voer en beide partye verstaan dit of so, of het jy gevoel ek maak nou seer en ek moet bietjie pamperlang aan daai kant? Ja, ek dink nie dit was 'n maklike proses nie. Ja, dit was nie 'n maklike proses nie. Daar was nie lelike dinge wat gebeur het of een persoon wat 'n ander persoon probeer, jy weet, in die rug steek of indoen nie. Maar dit was nie 'n maklike proses nie. Nee. Is maar 'n ding. Dit is dit. En hier is die vraag nou en ek kan hom ons uitedit. Ja. Redigering is wonderlike handige ding. Maar ek wil dit vir jou vra. En dit is soos wat jy sê, mens vra die vrae wat te maak het met jou eie ervaring. Die mens saam met wie jy vir soveel jare geleef het en dan wie jy jouself so oorgegee het. Jy het eintlik alles in jou lewe oorhandig in 'n sekere sin, in daai kwesbaarheid. Die losmaak is inderdaad daar, maar dis nie 'n totale losmaak van daai persoon nie. Daar bly iets oor van deernis en omgee en 'n bekendheid. En as mens kinders het, ons deel die kinders. Wil jy vir my sê hoe jy dit beleef? En ek gaan vir jou ook sê hoe ek dit beleef as jy bereid is om my vraag te antwoord. Hoe beleef jy die na-egskeiding verhouding en gevoel wat jy het heens die gewese lewensmaat? Ja, ek dink daai aksioma wat sê dat energie vergaan nie. Dit verander net. Ek dink dit is absoluut waar van liefde. Ek neem aan dit is anders as jy uit 'n gewelddadige verhouding kom of waar mense nou regtig, jy weet, die lem in lê. Maar my gevoel was, ek dink mens bly altyd lief vir jou lewensmaat op 'n sekere manier. En daar is deernis en omgee. En
sou graag wou dink dat dit twee kante toe werk. Want jy het tog iets saam opgebou en kinders is so besonder. En jy bly die kinders se ouers. Dis reg. En 'n mens het met vriende gedeelde vakansies, gedeelde etes, gedeelde goed wat jy gedoen het. En dit is so kosbaar. Want dit is dinge wat jy beleef het. Jy kan nie jare uit jou lewe sny asof dit uit jou geheue moet verdwyn, dit was nie daar nie. Dit is deel van jou storie. En soveel as wat ons in spirituele kringe baie keer hoor mense sê, vergeet jou storie. Glo ek, daar's 'n baie goeie kwalifikasie wat daarmee moet saamgaan. Mense kan nie net, jy moet omskryf. Jy kan net sê vergeet jou storie nie, want dan gaan mense aan geheueverlies begin ly of hulle gaan soos goudvis word. Daar's nou niks meer wat agter my lê nie. Die mooi goed wat 'n mens gedeel het, lê altyd in daai jare vasgelê en in jou geheueband vasgelê. En dit is gekoppel aan die persoon saam met wie jy geleef het. Presies. So daar's 'n tyd in my lewe wat behoort aan Louise. Nie iemand anders nie, aan haar. En as ek aan daai jare terugdink en al die mooi dinge wat ons saam gedoen het, is dit haar gesig wat opkom. En dit is daar. So vir my is dit 'n mooi ding as 'n mens dit kan eer. Natuurlik is 'n mens baie gelukkig as dit nie met geweld, en ek het nou so gehou van jou uitdrukking, as jy nie die lem ingelê gehad het nie. As dit nie daar was nie, want dan wil 'n mens natuurlik net wegstap en vergeet. En nooit weer eers 'n telefoonoproep ontvang nie. Ja, alhoewel ek dink nie dis gesond om te vergeet nie. Ek dink dan moet jy iemand kry om jou te help om daardeur te werk. Dit is baie akkuraat gesê, om daardeur te werk, want soveel mense gaan daardeur. Maar sou haarself nie 'n egskeiding veroorloof nie. Ja. Dis so mooi gestel, nie veroorloof nie. Ek ken verskeie mense wat so voel. Ja. Hulle wil nie wegstap nie. Ja. En jene, ons het net hierdie een lewe, as jy nou nie in reïnkarnasie glo. Want jy net hierdie een lewe. Ek is spyt ek glo nie in reïnkarnasie nie, want dan kon daar nog baie, maar ek glo. Ja, maar die punt is, jy kan nooit weet nie, Philip. Dis altyd. Ek sê mos altyd, ek kan nie hel toe gaan nie, want ek glo nie in die hel nie. Ek glo my geloof skep nie ek spot. Ja, daar sal ek met jou saamstem, maar wat ek bedoel is, ons gaan nooit seker wees nie. So, maak nie saak of daar 'n ander een is nie. Jy moet nou maar hierdie een goed leef, want jy weet nie. Ja. Ja, en ek meen, Gerry was nou 'n predikant. Was jy ooit 'n dominee se vrou? Ja, hy was nie predikant, hy was 'n nooit predikant nie. Net 'n teoloog. Die ook maar gelukkig. Want ek dink ek het maar 'n bietjie van 'n free spiritedness wat dalk iewers sou uitgekom het. Wat nie in daai rol wou inpas nie. Ja, moontlik, wie weet. Jette. Want vanuit daai hoek gesien, met my dopperfamilie, want ons moes toe nou doppers voordat ons. O, regtig? Ja. Nee, ek het nie dit. My hele familie is doppers. My pa se broer was 'n dominee. Ons is doppers en my ouers was die weglopers na die Happy Clappy kerk toe. Toe ek 9 was. Maar omdat dit so groot familie is, my pa was een van 8 kinders. En dit was 'n kerkfamilie. Jy was nooit daarvan weg nie. So ons het onsself genoem dopper apostolies. O. Ja, so die dopper loop sterk in my are. Ek het nie geweet nie. Ja, so ek ken daai strengheid en daai rigiditeit, en moet ek vir jou op 'n positiewe punt ook sê, die respek wat hulle het en 'n konsekwentheid wat die doppers het in hulle uitlewing van wat die Bybel sê. Ek het baie respek daarvoor. Hulle speel nie met daai storie nie. Ja. Hulle werk mooi met hom. So in daai sin ook, jy weet, kom ek uit 'n familie wat dit sou net nie aanvaar gewees het. As jy iets doen so skei of kleiner goedjies was 'n groot storie. So mense leef met, ek dink, 'n ingeboude respek. Maar as jy daai vrye siel in jou het, hoeveel spanning het jy in jouself gehad tussen die vrye siel, die kreatiewe mens, die een wat wil skryf, wat belangstel in die binnewerke van 'n mens, en aan die ander kant die Afrikaner se strengheid en die godsdienst en ja, so. Ek dink tog spanning. Ek dink ek het eers op 40 toe ek by Rooi Rose begin werk, het ek hierdie ontdek. Ja. Maar ek dink dit was altyd latent. Ja. Want ek is nie goed met ingeperk word nie. Nee. Glad nie. Vertel my 'n verhaal of twee van hoe jy uitgebreek het. Hoe jy vir die wêreld gesê het, nee, jammer. Ek gaan nie vir my jy laat ken my inpas. swak, Philip. Ek is nie een wat vir die wêreld sê nee, jammer nie. Ek doen dit so stilletjies op 'n stiller manier. Nee, ek dink die feit om te skei is waarskynlik die grootste stap wat ek ooit geneem het. Ja. Want dit, as jy my vroeër geken het, ek was
baie getrou aan al die morele kodes waaraan ek behoort het, of waarmee ek groot geword het, soos ek jou sê. Ek dink dit help dat my pa, ek het altyd geweet my pa het 'n vrye gees. Hy het dit noodwendig gesê nie, maar 'n kind voel dit mos aan. Jy voel dit aan. Ja, hy het ook byvoorbeeld groot geword in die Methodiste kerk en hulle was nie elke Sondag aan die kerk nie en dit was 'n ander. My ma het gesê sy sal met hom trou as hy gereformeerde kerk toe gaan. Ja. En hy het dit gedoen want hy was baie lief vir haar. En hy het baie gedien in die kerk en was meestal op die kerkraad en so. Maar ek het geweet van die vrye gees. En hy het die vonkel in die oog behou. Ja. Ja, ek weet wat jy van praat. My pa het ook 'n suster gehad wat haar man gesê jy sal uit die NG Kerk uitkom en Dopperkerk toe kom en my oom, daai aangetroude oom vir my was 'n wonderlike man. Hy het daai stoutigheid gehad wat jy geweet het. Maar hy en hy het ook. Ja, kyk, ons is nou besig om sleg te veralgemeen hierso. Tuurlik, ja. Ek ken baie mense in die gereformeerde kerk wat regtig 'n vonkel in die oog het. Ja. Ek dink ook die tye. Ek bedoel 'n stout vonkel in die oog. Ja, okay, jy praat van 'n stout vonkel. Ja, ek dink net ek hou daarvan om ek dink die meeste mense is so, maar party mense is meer genee om hulle te laat lei deur wat die groep wil hê. Ja, Ek is nie 'n sterk groepsmens nie, dit het ek maar deur die jare agtergekom. Ja. Is jy 'n introvert? Ek lê in die middel, maar baie sterk introvert streep, ja. Okay, Ja. So. Maar jy het weer liefde gevind, né? Ek was baie bevoorreg met Gerard en die lewe wat so 'n sin vir humor het. Eers is dit Gerrie en toe is dit Gerard. En ek partykeer kyk mense dan verstaan hulle nie wat gaan nie. Ja, ek was baie gelukkig dat ek hom gevind het, so 2 jaar na ons geskei is en ja, en dit is ook nou al 'n hele ruk terug en ons is nou nog saam. Ja. En dit is baie interessant want hy is 'n ingenieur. Ja. En ek het nie ingenieurs geken regtig nie. Ek het nou 'n seun wat onder meer ingenieurswerk doen en ek het afgesien van baie kreatiewe werk wat hy doen en ek het 'n skoonseun wat ook op die 2 stoele sit. Baie kreatief en aan die ander kant ingenieur. Jo. Hulle is fascinerende mense, hierdie ingenieurs. Maar in kombinasie met kreatiwiteit dink ek is dit fantasties. Ja. Dat jy nie daar afgesluitheid kry van die emosionele en ja, ek dink ek neem aan daai is 'n bietjie van 'n stereotipe, maar ek veronderstel daar is mense wat weet jy waarom sê ek dit? Ek het nooit so raar gedink nie. Want my pa was 'n siviele ingenieur, maar hy was 'n gevoelsmens geweest. Hy was 'n ryk mens. Hy was 'n baie intelligente mens en hy was baie kreatief. So daai kombinasie het ek gesien, maar weet jy waarom sê ek dit? Ek het 'n 2-rigting gesprek gevoer met Lizaan de Jong. En sy is 'n sielkundige van Pretoria. En sy werk bykans hoofsaaklik met ingenieurs. Dis interessant. Ja. Jong ingenieurs. En dan weer mans wat moet aftree en 'n nuwe identiteit vestig, losgemaak van hulle beroep. Maar sy het my vertel, sy is so tussen my en jou ouderdom. Sy is net 'n jaar ouer as ek. En sy sê, daar is soveel werk te doen aan 'n 26-jarige afgestudeerde ingenieur. Want daai dissipline lei hulle weg van die emosies af. Nou dit mag veralgemeen wees, maar sy vind dit en dat sy nodig het om hierdie ouetjies te begelei na 'n plek toe waar hulle tuis kom in hulle self en in hulle emosies, sodat hulle vir iets meer gereed is as net die ingenieurswese. Dit klink so interessant. Ja. Daar kan jy ook met haar gesprek voer en meer hierop. Ja, ek sit nou dadelik in my tone krul so lekker, hierdie klink baie interessant. Ja, ek gaan vir jou in kontak met haar bring. Dankie. Want ons gesprek het nou oor haar as mens gegaan en het net so in die verbygaan daarby verbygegaan, maar sy het my dit vertel dat sy help die ingenieurtjies want hulle is redelik rigied. So toe kry jy hierdie man wat op die 2 stoele sit. Ja, en hy's baie geïnteresseerd in die filosofie, so dit is ook vir my interessant. Ja. Wow. Nee, dit is ek dink dit is die groot gawe van die tyd waarin ons leef, is dat jy kan eintlik 2 lewens hê amper in een lewe. Want in die ou dae was dit nie moontlik nie. Ja. Sou jy nie kon nie? Nee, jy sou nie kon nie en jy sou ook nie wou nie en die gevolge sou te sleg gewees het. Alhoewel as jy terugkyk deur die tye, dan was daar nou maar altyd mense wat 'n plan gemaak het as hulle regtig wou. Ja. As die liefde kom klop het aan hulle deur. Ja nee, heerlikheid. Ek bedoel as jy dink aan daai liewe koning wat besluit het hy gaan die troon
verlaat. Presies, vir Want- hierdie Amerikaanse vrou. Tannie Simpson. Ja. Wat is as jy nou vir my moet vertel prakties? Hier staan jy in die oggend op en jy begin leef. Jy neem die dag in besit. Wat is die groot passies in jou lewe? Ons weet nou jy skryf. Ja, Ons ek weet moet nou jy ek moet praat. erken ek het 'n baie sterk fokus op my werk. O, Want ek het eers op 40 begin werk. Ja. Wel afgesien van die bietjie vryskut Ja. voor dit. En hierdie projek, ek het nooit wat begin het in 2020. Ek het nooit besef as jy self iets op die been bring hoe dit jou Ja. kop oorvat nie. Wow. Dit is werklik iets. Ja. En ek dink 'n mens jy het darm die voorreg verdien om te kan fokus op jou werk. Want ek weet ek het op 40 begin werk voltyds en toe was dit nou maar regtig daai balans wat as jy terugkyk dan weet jy nie hoe het dit gewerk? Hoe het jy dit reg gekry nie? Om met die kinders besig te wees plus die werk. Ek was baie gelukkig dat ek het nie met babetjies in die huis al gewerk. Jo, ja. Ek dink daai mense verdien net kudos as hulle dit reg. Nee, verseker. Jy weet, Ja. en my kinders se pa was ook baie betrokke by Ja, hulle. So hy het baie gehelp in die huishouding en so. ja. So enkel ma's ek Ja. wil my hoed afhaal. Ja, so werk en dan ek hou van die stil vreugdes van die lewe. Ek hou van buite 'n bietjie sit in die sonskyn of net gesels met my lewensmaat en saam kos maak Ja. en in die aande hy moenie te veel met skerms te doen hê nie en hy werk op skerms, so hy moet sy skermtyd regtig bietjie beperk, so in die aande dan het ons nou nie kyk ons nou net TV nie. Ons sit en ek lees vir hom ek lees vir hom speurverhale, so ons geniet dit self. Wow. Ons geniet dit saam, dis omtrent elke aand se storie. So ons is nou al min of meer deur Agatha Christie en ons is al deur Sir Arthur Conan Doyle en nou soek ons. Ons soek nou. Ons is nou besig om ou klassieke stories te lees. Ja. So ons was nou by The Tale of Sleepy Hollow dink ek is sy naam. Met Washington Irving was ons nou gisterand mee besig. So dit is dis aan die een kant 'n baie stil lewe en aan die ander kant is die werk weer baie intens en interessant. Kan ek vir jou sê my bek hang oop? Want dit is 'n ou wêreldse lewe wat jy leef wanneer jy nou klaar gewerk het. Ja. Om te lees en om net saam te wees, eerder as om toe te laat dat 'n televisie vir jou dikteer watter inhoud kom nou hier in jou kop in. Ja, ek mis soms die flieks, maar niks keer by nie. Ek het Netflix. Ek kan alleen kyk, maar wat's nou prettig daarin om alleen te kyk. Ek moet, Jy weet. want Johan sê O, ek moet jy fliek nie alleen op 'n kyk? TV nie. O, is dit? Ons het 'n fliekklub gehad wat ons steeds het. Dis hierdie jaar 30 jaar dat ek weekliks by Cinema Nouveau op 'n Dinsdag. Ek kom môre weer. Jy moet 'n Konflik. ryk ervaringsveld van Cinema Nouveau hê. Ek het 30 jaar se flieks. Dit is so. En hy het dit saam gedoen tot die inperking. Dit kan nie meer lus nie. Nee, wel hy wil nie inry want dis in op werk. Ek wil nie in die aande hiernatoe ry nie. O, so jy gaan in die dag. Ek kry vir Ronel van Sail, 'n vriendin van my, ons fliek in die middag. En as dit so op skema is, dan ry ek terug plaas toe. Maar ek het al hoeveel keer vir Johan gesê, hier's die oulikste fliek, kom kyk hom saam met my. Ek fliek nie op 'n TV nie. Read my lips. Ja. So, ek kyk dit alleen. Want dit is vir my fantasties die manier waarop jy leef. Saam kos maak. Jy lees vir julle. Julle sit net in die sonnetjie en Kyk dit beperk 'n mens in sekere opsigte want as jy nie by is met die reekse nie, dan kan jy nie altyd die geselskap volg nie. ja. Daar is definitief 'n nadeel daarin. Ja. Maar ek moet sê dit werk vir my want ek dink mense slaaphigiëne is beter want jy raak 'n bietjie rustig voordat jy in die bed klim. Dis reg jy nie gaan slaap vroeër Ja, en so aan, ja. ja. As ons nou moet sê, kyk ek gaan natuurlik uiteraard nou ook hier vir jou nou ook weer bietjie bemark. Nie dat ek dink jy het bemarking nodig. Nee, ek het altyd bemarking nodig. Maar daar het ons nou reeds gesê Lizaan, want ek weet dis iemand met wie jy 'n wonderlike gesprek kan voer. Net die tema dat sy mans help aftree en 'n nuwe identiteit vind, Dit al klaar is wonderlik. so belangrik in ons tyd. Ja, ja. En daar's ander mense ook wat ek ken, wat ek weet baie graag
na jou toe sal wil kom en sê, goed, ek betaal daai fooi, maar voer die gesprek. So, ek mag dit maar doen. Natuurlik, ek sal baie bly. Kan hulle maar stuur. Dankie. En ons Ja. gaan vir hulle hier ook sê, hoe gaan ons nou op hierdie video, wil jy op hierdie video sê, wat presies word dit genoem, hoe kan hulle jou in die hande kry? En net vir hulle 'n formaat gee van wat hulle te wagte kan wees. Ja, welkom. My webwerf is marietsnyman.co.za en dit is 'n webwerf wat potgoeie op het en artikels plus persoonlike artikels in Afrikaans en Engels. Ek werk meestal in Engels, maar daar's heelwat Afrikaanse materiaal en ek moet sê die Afrikaanse materiaal doen baie goed. So my gehoor is gewoonlik so 50% plaaslik en 50% oorsee. Ek praat ook met oorseese kenners en dit is nogal 'n voordeel vir mense wat miskien aanlyn werk ook doen. So ek werk met heelwat sielkundiges wat ook aanlyn werk doen, so hulle werk dwars oor die wêreld en life coaches. Ek dink altyd lewensafrigter is nie die mooiste woord nie. Ek dink altyd lewensgids is miskien mooier. So as jy gaan na my webwerf marietsnyman.co.za, gaan jy bo aan die webwerf sien, daar staan the very latest en dit is die jongste potgoeie of artikels wat jy daar kan kry. Ja. So jy kan daarop klik en dan kan jy sien hoe dit lyk. Dit is dan die persoon met wie ek praat se gesig, wat jy kan sien hoe hy lyk en dan is daar die potgooi wat jy daar kan aflaai of kan stroom, daarna luister en dan is daar potgooi notas. En dan sal daar verdere verwysings wees na skakels wat min of meer dieselfde is as daai spesifieke onderwerp of ander inligting wat die persoon, ander potgoeie of artikels wat ek met die persone gedoen het. Dan is die potgoeie is ook almal op 5 ander platforms wat Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts en 'n paar ander insluit. En dan het ek ook 'n kontak by RSG waarheen ek van my Afrikaanse kliënte verwys dat hulle kan op RSG praat indien die onderwerp van pas is en dan vryskut ek vir Rooi Rose Lig en Plus 50 en ek skryf graag ook vir Lalasini wat 'n Engels-Afrikaanse aanlyn tydskrif is wat baie keurig is. En partykeer doen ek dan na 'n potgooi doen ek dan ook 'n artikel, maar dit is nie gewaarborg nie. Dit hang net af van die onderwerp en natuurlik van die mense by die tydskrifte. Dan het ek ook 'n ander aanbieding en dit is nie net vir kenners nie. Kyk, die kenners waarmee ek werk is 'n baie breë spektrum. Hulle is van mense hulle is van arbeidsterapeute, fisioterapeute, ander soort terapeute, menslike ontwikkelingsspesialist, wat ek baie graag mee werk, sielkundiges en dit gaan sommer regdeur tot by skrywers, mense wat hulle boeke of hulle kursusse wil bemark op die manier. Dan doen ek ook met mense wat nie noodwendig kenners is nie en dit is private potgoeie wat ek opneem. Ek noem dit gift podcasts. Dit is maar bietjie iets soos wat jy ook doen, Philip, is partykeer praat ek met mense oor hulle lewe. Hulle wil byvoorbeeld 'n klank, dit is net, ek doen net klank, ek doen nie visueel en klank nie, so dis nie soos hierdie opname nie, ek doen net auditiewe potgoeie. Hulle sal 'n auditiewe opname maak waar ek met hulle gesels oor hulle kindertyd. En dan skenk hulle dit, dis 'n gift podcast of 'n geskenkpotgooi wat hulle gee aan hulle kinders of kleinkinders. Of as iemand sê nou maar my man is oorlede en ek wil graag hê my kleinkinders moet 'n bietjie 'n sin hê vir hoe hy was. Dan praat ek op hierdie audio-opname oor hoe hy was en dit word dan amper in Engels sal ons sê 'n legacy podcast of 'n nalatenskap vir jou kinders en jou kleinkinders oor hoe die oupa of die pa was. Dan is daar ook mense wat graag praat oor 'n reis wat hulle gehad het, dan verewig hulle die herinneringe aan die reis, of partykeer is dit iemand wat graag 'n arendsblik wil gee oor hulle loopbaan of oor hulle besigheid, hoe hulle besigheid ontwikkel het. En dit is heeltemal weer iets anders op my platform. Dis onder Gift Podcasts en daar's ook 'n Afrikaanse
dis in Engels en dan in Afrikaans. En dit kom nie op my weeklikse potgooi reeks nie, tensy die persoon wat dit aanvra dit graag wil hê, dan praat ons daaroor. Gaan ons dit op die weeklikse potgooi reeks sit, maar dit is eintlik 'n bietjie iets anders, dis meer in jou persoonlike hoedanigheid. Reg? Ja, dit is fantasties. Jy doen meer as wat ek geweet het. Meer as wat ek geweet het, dit is wonderlik. En jy het dit nou so baie mooi vloeiend gesê, nou van Ek hoop vloeiend, so. jy het nou van vloeiend gepraat, toe jy nou jouself so half bietjie wil kritiseer oor 'n Engelse woord. Toe dink ek, jy weet, ons kan mos Afrikaans praat. En dis nou 'n ding wat 'n mens geleer het om goed te doen. En dis iets waarop ek trots was. En ek kom by Renaissance en ek het toe nou my beste Afrikaans uitgehaal. Toe kom ek agter mense verstaan nie al die woorde wat jy O, regtig? gebruik nie. Ja, Ja, dat dis waar. ja, dat 'n wel 'n oom, ek noem hom maar oom. 'n Ou wat 'n doktersgraad het vir my kom sê, ek het jou hele praatjie deur nie verstaan waarvan jy praat nie, want ek weet nie wat's dualisme nie. My vakgebied was nie filosofie nie. Toe besef ek, jong, ons is baie keer ook onnodig streng oor die Afrikaans. En toe besluit ons op die dagbestuur. Gooi so nou en dan 'n goeie Afrikaanse woord en net dat hulle weet jy kan. Ja. Maar jy weet mos hoe praat mense op straatvlak. Ja. Praat maar hoe hulle praat. Ja. Ja. Ja, die podcast is 'n goeie voorbeeld, want Ja. die regte woord is potsending met 'n D. Ja. Maar wie weet nou van daai woord? Ja. Ek het dit nou maar geleer by die subs in Rooirose. Ek weet die Ja. subredakteurs want hulle weet hierdie goed. Ja. Maar en dan praat mense van 'n pot gooi en dan ken ek mense wat 'n probleem het met die woord. Hulle sê moet asseblief net nie daai woord gebruik nie. Dis reg. So ek sit altyd op hete Ja. kole, watter een moet ek nou kies? Ja. Ja. Maar partymal kan mense ook maar net verlos van hulle perfeksionisme oor die taal. Deur net te sê al net bietjie asem. Ja, ja. Solank ons mekaar verstaan. Ja. Ek het lekker met jou gekuier. Baie dankie. Wil jy nie vir my net so een laaste sin gee oor jou lewensfilosofie? My lewensfilosofie. Sjoe. Ek dink en dit gaan nou glad nie diep. Dit is nou nie diepsinnig nie. Ek dink wat ek graag wil doen is om soveel moontlik oomblikke wat ek leef, vreugde daaruit te put en net op 'n plek van asemhaling te wees. Ja. En jy het dit net nou gesê toe jy gesê die stil vreugdes. Ja. Jette, dis mooi. Daar waar die son skyn. Mag jy nog baie oomblikke van asemhaling beleef. Dankie Jy's Philip. 'n wonderlike mens. En Philip, ek het 'n behoefte om vir jou te sê dankie vir die werk wat jy doen. Ag, nee, dankie. Want nie net wat jy doen by die gemeente, by Renaissance nie, maar hierdie soort gesprekke. Dankie. Jy weet wat die menslikheid uithaal. Ja. En wat ook vir die mens met wie jy praat 'n plek gee. Ag, ja. Dit is vir my baie besonder. Ek is bly jy So sê dit. baie dankie. Dankie vir jou. Dankie vir die dankie. Ag, en dankie vir hierdie gesprek. Regtig uit my hart uit dankie. Ek dink jy's wonderlik. Ja. Dankie Philip.